Die disippels moes gewonder het, is U seker, Here, wil U regtig hê ons moet met leë hande uitgaan? Geen goud of silwer nie, nie eers koperstukke nie, geen sak en geen ekstra klere nie, nie eers sandale nie. En Jesus het geantwoord, ja, gaan net, genees die siekes, reinig die malaatses, maak die dooies lewend, dryf duiwels uit. Dit was 'n geloofstoets. Jesus het hulle uitgestuur met wat genoem kan word, niks of alles. Hulle het niks in hulle hande gedra nie, maar deur op Jesus te vertrou het hulle alles gehad. Die Bybel noem dit geloof. Jare later het Petrus en Johannes, nou vervul met die Heilige Gees, 'n verlamde man ontmoet, wat by die tempelpoort gebedel het. Petrus se reaksie ten spyte van 'n leë beursie, wys sy geloof en vertroue in God. Silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek vir jou. In die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Die man het opgespring, geloop en God geprys. Wat 'n wonderwerk. In die welvaart van die 21ste eeu kan ons nie meer eerlik sê, silwer of goud het ek nie, want ons het wel geld. Maar vandag vind ons dit moeilik om te sê, in die naam van Jesus Christus van Nasaret, staan op en loop. Het ons finansies ons geloof gesteel? Petrus se beursie was vol niks en alles, en hy het dit gebruik om 'n wonderwerk te koop. Miskien is dit hoekom Jesus my roep om my skatte na die hemel oor te dra, sodat ek, soos Petrus, minder kan dra en meer oop kan wees vir hemelse realiteit en goddelike krag. Volgens die skrif behoort die 10% van ons inkomste aan God. Die belofte offergawe is addisionele, persoonlike gekose persentasie, wat gereeld as 'n daad van geloof gegee word. Albei word deur God verwag, volgens Maleagi 3 vers 8, as 'n daad van geloof. Laat ons God vra om alles te breek wat ons geloof beperk en ons te help om sy magtige werk te ervaar, of ons beursies leeg of vol is. Terwyl ons tiendes en belofte offergawes teruggee, laat ons begeertes laaste stel en God eerste.